Amazing grace. Vader, sal ons ooit U genade verstaan. Sal ons ooit U genade begryp. Hoe U vir 'n sondaar, vuil en vol sonde, eerste kan lief hê. Amazing grace. Vader, ons is so bewus van U genade oor elkeen van ons se lewens, veral in 'n oomblik soos hierdie. Dankie vir daardie onverstaanbare liefde wat U vir ons elkeen het, vir U teenwoordigheid altyd. Dankie Heilige Gees, dat U van binne af teenwoordig is, in ons woon, elke emosie ken, elke hartsbegeerte ken. Ons is so bewus van U teenwoordigheid. Mag U in hierdie oomblik kom doen wat net U kan. Mag U kom inpraat en lewendig maak hier van binne af, in die hart van elkeen van ons. Maak harte stil vir 'n oomblik, waar ons om U woord sit. Dankie dat U die een is, wat oopbreek, lewe bring, lig bring, soos net U kan. Dus dankie vir alles, bid vir alles, in die kosbare naam, die naam vir altyd, ver bo alle name. Dit is die naam van Jesus Christus. En almal sê, amen, en amen. Baie dankie, jy kan sit. Tieners beweeg uit. Ons is in ons laaste week, week 4 van ons reeks, wat ons noem, hoe lank nog? Ons staan stil by die lewe van Josef, en ons het die afgelope paar weke al lekker gesels oor Josef, en daar's nog so baie om te sê. Daar's nog genoeg om te sê, dat ons nog vir baie lank kan gesels, maar ons wil hierdie reeks land, so voor ons in die Desember seisoen inbeweeg, en hierdie is 'n reeks so naby aan ons, so naby aan elkeen van ons, want ons lewe is ook 'n reis. En ons kan so ons lewens vereenselwig met die van 'n Josef. 'n lewe waar God iemand stuur, en God se stuur net anders lyk, heeltemal anders lyk, as wat Josef gedink het. En is dit nie in my en jou lewe ook so nie? In 'n stuur my jaar, en ons stuur my jaar is vinnig besig om tot 'n einde te kom, maar nie ons stuur nie, ons gaan gestuur bly, vir die res van ons lewens. Maar as jaarthema is hierdie jaar besig om tot 'n einde te kom. En ons het so baie oor stuur my gesels, maar as God die een is wat stuur, ons die een is wat sê, Here, hier is ek, stuur my, dan verwag baie van ons 'n sekere plek waarheen ons gestuur word, omstandighede van maklik en lekker en alles is geseënd in die plek waarheen die Here ons stuur. Maar wat as dinge dan heeltemal anders uitspeel as wat ek en jy ooit gedink het? Wat dan? En dis waar Josef se lewe vir my so lekker is om na toe te kyk. Want dis hoe ons lewens mos lyk en dis hoe ons lewensreise lyk. Is soms net heeltemal anders. Soms is daar hierdie put oomblik soos daar in week 1 by 'n Josef, waar die omstandighede net moeilik is en ons nie verstaan nie. Dan is daar oomblikke waar dit eers goed gaan, soos daar in Potifar se huis, en dan word ons integriteit aangeval en is dit so moeilik om te leef soos die mense wie ons moet wees en te praat en besigheid te doen in hierdie omstandighede waarin ons onsself bevind. En dan selfs verlede week waar Marius gesels het oor Josef wat in die tronk is, selfs in 'n tronkseisoen waar daar 'n tyd is wat jy vra, hoekom Here? Hoe lank nog Here? Here, maar ek hoort nie nie. Here, dis nie my skuld nie, Here. Dit maak nie sin nie, Here. Selfs in daardie oomblikke dat ons sal besef, verstaan dat God die een is wat stuur. En as die omstandighede dan anders lyk, kan ons nie net wegstap en sê, Here, ek wil nie meer nie, ek wil uit nie. Dan moet ons juist sê, Here, wat nou? Hier waar ek is. Wat moet ek sê? Wat moet ek hoor? Wat moet ek beleef? En hoe wil jy moet ek optree in hierdie oomblik? Hoe moet ek vertrou in hierdie oomblik? So moeilik en so seer en so stikkend as wat dit soms kan wees. Ons is daar in die omgewing van Genesis 41, maar net so in die opbou, en hier's hopeloos te veel om te lees vanoggend. So jy kan rustig in jou eie tyd daardie Genesis
40 plus tot by 45, 46 gaan lees oor wat alles gebeur in hierdie vanoggend se boodskap, maar dis te veel om te lees. So op pad na Genesis 41 toe, sien ons dat in Genesis 40, daardie hoofstuk eindig met Josef wat in die tronk is, en hy daar Farao se hoof van die bakkers en hoof van die skinkers ontmoet en hulle drome vir hulle uitlê. En net soos Josef gesê het in die drome wat hy uitgelê het, sterf hierdie hoof van die bakkers. Hy word tereggestel, hy word gehang, hy sterf, maar die hoof van die skinkers word vrygelaat. Hy word weer aangestel in sy posisie in Farao se paleis, en die laaste vers in Genesis 40 sê dat hierdie hoof van die skinkers vergeet het van Josef wat nog in die tronk sit, toe hy weer herstel word in sy posisie in die paleis. In Genesis 41 begin met Farao wat 2 jaar later ook 'n droom gehad het. So Josef is nou al vir 2 jaar in die tronk, hy hoort nie daar nie, hy is nie skuldig nie, maar 2 jaar. En soms, en ek sê dit spesifiek so, want soms dink ons, Here, hierdie dag kan maar klaar kry. Here, hierdie week kan maar klaar kry. Here, maar wat as dit nou 'n maand word? Wat as 'n maand 6 word? Wat as 'n jaar 2 word? Wat as 2 jaar 5 jaar word? In hierdie tyd en hierdie seisoen waarin jy is. En die seer en die moeilik en die verstaan, voel of dit nooit ophou nie. 2 jaar is Josef in die tronk, en Farao kry 'n droom, niemand kon dit uitlê nie, die skinker onthou toe vir Josef, vertel vir Farao van hom, en laat roep vir Josef, Josef lê Farao se droom uit, en hierdie droom wat sê dat daar 7 jaar van goeie oeste gaan wees, waar hulle moet bymekaar maak, en dan kom daar 7 jare van hongersnood, waar hulle dan moet voorsiening voormaak. En nou lees ons saam in Genesis 41, van vers 39 af. Hy draai hom toe na Josef, dis nou Farao, en sê, God het die betekenis van hierdie drome aan jou bekend gemaak. Niemand is ook nog so wys en verstandig soos jy nie. Vers 40, ek stel jou aan oor die projek en oor die paleis. Jy sal oor al my onderdane gesag hê. Net ek sal meer mag as jy hê. Die grootheid hiervan, as jy op die skerm nie, maar as jy verder sou lees, vereer Farao vir Josef. Hy stel hom aan oor Egipte, en Farao haal sy seelring af, steek dit aan Josef se vinger. Onthou net, Josef was nou net nog in die tronk gewees, en hy word in 'n oomblik word hy opgehef. Hoor God se reis en hoor God se teenwoordigheid in hierdie verskillende seisoene, eras in Josef se lewe. In 'n oomblik word hy verhoog, kry die Farao se seelring aan sy vinger, en Farao trek vir hom klere van fyn linne, en hy gee vir hom 'n goue ketting om sy nek. En dan oral waar Josef gaan, roep die mense uit, eer hom, eer hom. En hy ry op die tweede beste wa in die land. Farao natuurlik die beste. So oral waar hy ry, eer die mense hom, hy wat net 'n oomblik terug nog 'n gevangene was. En dis waar ons is in hierdie laaste week op Josef se reis. As jy verder lees, sal jy sien dat hierdie 7 jaar van rekordoeste het toe gebeur. Josef is nou in beheer van hierdie projek, en hy bou graanskure, maak kos bymekaar, die 7 jaar van hongersnood breek aan, en daar's genoeg kos vir almal om te oorleef. Die hongersnood strek wyer as Egipte ook, strek tot daar waar Josef se pa Jakob, Josef se broers woon in Kanaan, en Josef se pa Jakob stuur sy broers na Egipte om te gaan kos koop, want daar's nêrens anders kos nie. En hier gaan die storie so 'n bietjie heen en weer, en dis waar die geleesery so 'n bietjie baie word, maar daar's so 'n bietjie 'n geheen en weer gestuurery van die broers wat kom en teruggaan en heen en weer. Maar eers ontmoet Josef sy broers, en sy broers herken hom glad nie. Hy herken sy broers wel. En dis waar hierdie gedeelte in Genesis 45 vir my so mooi is. Eers is daar so 'n bietjie 'n kat en muis spelery. Josef stuur hulle terug, en Benjamin bly agter, en dan gaan hulle terug aan die pa toe, en dan kom hulle heen en weer. En in hoofstuk 45, vers 4, kyk die emosie van 'n Josef wat dit net nie meer kon uithou nie. Kom nader na my toe, sê hy. Dis nou vir sy broers. Hulle kom toe nader, en hy sê toe weer, ek is Josef, julle broer wat julle destyds verkoop het en na Egipte toe gebring is. Maar moenie julle self verwyd dat julle dit gedoen het nie. Hoor hierdie woorde, Missionary gemeente. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kon word.
Hoor God se hand in Josef se reis. Onthou sy moeilik, onthou sy put, onthou sy onregverdige beskuldigings in Potifar se huis. Dink aan die tronk, die jare in die tronk. En 'n Josef wat sê, my broers, God het dit bewerkstellig, sodat julle lewens gespaar kon word. Hierdie verhaal van Josef wys vir ons, dat God se stuur anders lyk, as wat ons soms kan indink. Ek wil vanoggend 3 dinge by jou los. Ons is op pad nagmaal toe, ons gaan nou 'n lekker nagmaal saam gebruik. Maar so op pad nagmaal toe wil ek 3 dinge by jou los wat belangrik is in ons stuur. In ons wat sê, Here, hier's ek, stuur my. En hoe daai stuur dan lyk. 3 dinge wil ek by jou los. Eerstens, God se stuur is groter as ons seer. God se stuur is groter as ons seer. Weer 'n keer, maklik om hier te staan vanmôre, maklik om dit vir jou te sê, anders as dit in my lewe, in jou lewe gebeur, dat die seer oorweldigend lyk, om dan te sê, Here, ek verstaan dat u stuur groter is as hierdie seer. In Genesis 50, vers 20, lees ons, julle het my wel kwaad aangedoen, Josef aan die woord hier, maar God het die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg, dat 'n groot volk oorleef. Sien gou God se hand in Josef se lewe. Josef verraai deur sy broers, hy's verkoop, hy's vals beskuldig in die tronk, hy's vergeet van, maar elke stasie van Josef se reis, soos 'n treinreis met verskillende stasies, was deel van God se sending. God het hom gestuur. In elke situasie, in elke oomblik. En die reis was nie voltooi nie, dit moes voortgaan. En Josef moes dit weet. En soms dink ons dat God ons net kan gebruik wanneer dit goed gaan. Ons wag vir wanneer dit weer goed gaan. Dat die Here ons kan gebruik. Dat ons die teenwoordigheid van die Here kan beleef. Maar God is elke oomblik daar. Hy's daar in die goeie tye, maar hy's selfs daar deur die put, selfs daar deur die tronk, selfs deur onreg, vals beskuldigings, want God is besig om iets groters te bou as net wat ek kan sien in daardie klein oomblik. Dis hierdie legkaart van ons lewens. Soms sien ons net hierdie 1, 2 blokkies, my blokkie en dalk die blokkie links, regs, voor en agter van my, en ek dink, dis die legkaart. Dis nie die legkaart nie, dis die klein stukkie van 'n reuse legkaart waarvan ek en jy 'n deel is. En God alleen sien hierdie groot prentjie. En God is besig met jou, in jou, deur jou, met die bou van hierdie legkaart van ons lewens. En dis wat met Josef gebeur het. God het 'n plan gehad, en met my en jou het God 'n plan met ons lewens. Dit voel dalk nie so nie, jy weet dalk nie, by tye, hoekom en Here, waarheen en, Here, hoe lank nog? Maar God is aan die werk, God is aan die bou. Ons is Missio Dei gemeente, God se plan, God se missie. En God is aan die bou, en God is die een wat besig is met sy plan, in ons, deur ons, en selfs my seer kan 'n sending word. Selfs my hartseer kan 'n sending word. Kan deel wees van die stuur, kan deel wees van God wat my stuur. Ons lees so baie, net so baie die afgelope tyd, Romeine 8:28 gelees, ek lees hom vir jou weer. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. God het die vermoë om alles ten goeie te laat meewerk. Selfs pyn, selfs hartseer. Dit wil so ver gaan om te sê, God het die vermoë om wanneer daar pyn is, God nie eers pyn mors nie, hy gebruik dit. Dat 'n hartseer oomblik, God nie die hartseer mors nie, hy gebruik dit, as dit sin maak. Dat God oomblikke van feesviering ook nie mors nie, hy gebruik dit. God gebruik elke oomblik, maak nie saak wat in ons lewens aangaan nie, het God die vermoë om te gebruik, en nie net te gebruik nie, maar ten goeie te laat meewerk. Hoe wou is dit? Daar's niks wat my in jou pad langs kom, wat God nie ten goeie kan laat meewerk nie. Ten goeie te kan laat saamwerk, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Tweede ding, vergifnis. Ietsie oor vergifnis. Vergifnis bring vryheid vir ander en vir jouself. Josef kon wraak geneem het. Hy het die mag gehad. Hy kon sy broers laat doodgemaak het. Hy kon gedoen het net wat hy wil. Maar hy vergewe hulle. Genesis 45, vers 2 en 3 lees ons. Toe bars hy in trane uit. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars dit gehoor het en ook die mense in die Farao se paleis. Hy het sommer lelik gehuil. Ken julle hierdie lelik huil? Jy gee nie om wie kyk nie. Jy huil nou. Dis statige Josef
goue ketting om sy nek, Farao se ring aan sy vinger, Josef huil. Almal wonder wat aangaan. Vers 3, hoor mooi, ek is Josef, sê vir sy broers, en sy eerste vraag, leef pa nog? Ag, is mooi. Maar sy broers was stom geslaan, want hulle het baie bang geword. Julle moet bang wees, ja. Na alles wat julle aangevang het, ek sou ook bang wees. As ek daar staan, jy dink, o genade, hy leef, o genade. Ons het hom in 'n put gelos, verkoop aan die reisigers, paar rand gemaak, kyk waar is hy vandag. Maar dis ware vergifnis. Josef het die reg gehad om te doen met hulle wat hy kon, maar hy vergewe. Hy kon wraak geneem het. Maar daar's vergifnis in sy hart. Efesiërs 4:31. Op ons reis, op my reis, op jou reis. Hoor gou wat sê Paulus hier vir ons. Hy sê, raak saam met alle ander dinge, alle ander slegte dinge, ontsla van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Skielik is dan mos niks wat ek nou nie kan vergewe nie, want God vergewe my dan. En hy verwag dat ons mekaar sal vergewe, soos hy my vergewe het. En ons leef in 'n kultuur vandag waar mense so maklik vashou aan wrokke en families vir jare nie met mekaar praat nie, oor iets wat gebeur het. Mense weier om te vergewe. En ek weet, dit is maklik weer 'n keer om hier te staan en te praat. Dit is anders as dit in jou situasie is en dat iets groots gebeur en ek verstaan. Maar God se woord bly staan en bly vas staan. En hy het nie 'n TNC clause daar soos die Engelse sê van dis waar behalwe in die geval van hierdie, dan tel jy die skrif nie. Maar hy kom hier en hy sê vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. En God roep my en jou as sy kinders om anders te leef as mense met wrokke in hulle harte, as mense met bitterheid, woede, wraak in hulle harte. Hy roep ons, verwag van ons om soos 'n Josef te kan sê, ek kies vergifnis want ek weet God is groter as my seer. God is aan die werk. God is in my aan die werk, maar hy is ook deur my aan die werk. As dit kom by vergifnis ook. Ons dink so baie keer, vergifnis is net vir my. Ek moet vergewe, ek kan vergewe, ja. En die impak is op my. Ja, die impak is op jou. En dis vrymakend as jy kan vergewe. Maar jou vergifnis het nie net 'n impak op jou nie, dit het 'n impak op almal om jou. Daardie bitterheid van onvergifnis is soos gif wat versprei, nie net by jou nie, maar in jou kinders, in jou huwelik, in jou familie, in jou werksplek. En dit kon in 'n Josef se hart so anders uitgespeel het. Hy kon op so 'n donker plek opgeëindig het as gevolg van alles wat met hom gebeur het. Dat hy nie daar kon wees in die gesagsposisie van langs 'n farao nie. Dat volke nie gered kan word van die hongersnood nie, dat sy familie nie gered kon word nie. As Josef nie kon vergewe nie, maar hy kon vergewe. En wanneer ons vergewe, beteken dit nie jy keer die verkeerd goed nie. Dit beteken dat jy gee dit aan God oor. En wanneer jy vergewe, maak jy jou eie hart oop vir genesing. Dis nie swakheid nie. Soms dink ons, dis swakheid. Dis nie swakheid nie. Dis Heilige Gees krag hier van binne af, wat ons die vermoë gee om te doen iets soos vergifnis, wat nie in my eie krag lê nie, nie in my eie vermoë lê nie, maar God kom deur sy Gees en deur my kom hy en hy bring lewe, hy bring vergifnis. Dis hierdie fontein van lewe en lewende water wat hier van binne af kom genees en herstel. En dis nie mens nie, dis God hier van binne af, wat ons die vermoë gee. En dis nie net vir my nie, dis vir ander ook. Josef kom en hy sê vir sy broers, God het my vir julle uitgestuur om julle lewens te red. Vergifnis is so 'n belangrike deel van God se plan, deur ons lewens ook. Missie Day gemeente. Jou gehoorsaamheid, jou genade, jou bereidheid om vrede te bring, beteken dat God jou kan stuur waar hy jou wil gebruik. In 2 Korintiërs 5, hy's nie op die skerm nie, sê Paulus, ons tree op as gesante van Christus. Ons is hierdie gesante van versoening, saam met Christus. Ons dra hierdie beeld van Christus, hierdie Christus wat aan 'n kruis gehang het, en wat in sy donkerste oomblik nie wraak en wrok in sy hart gehad het, teenoor hulle wat hom gekruisig het nie. Inteendeel, hy hang op die moeilikste plek wat enige mens sekerlik in sy lewe kan hang. En wat sy woorde? Vader, vergewe hulle besef nie wat hulle gedoen het nie. En dis wat hy van my
en van jou verwag. In ons gesinne, in ons gemeente, in ons werksplekke. Kom ons wees vinnig om jammer te sê. Kom ons wees mense wat nie mure bou nie, maar brûe bou. Want God is aan die werk. En die prentjie is groter as ek en jy. En God is dalk aan die werk deur jou na jou buurman toe. Nou is jou verhouding met jou buurman so sleg want daar iets gebeur, ietsie simpels wat geeskaleer het. Nou praat julle al vir jare nie met mekaar nie. Kom aan. Laat God toe om deur jou te werk en uit te kom waar hy jou geplaas het en hoekom jy dalk daar woon in die eerste plek. Laat God toe dat daar nie mure nie, maar brûe gebou word. In jou werksplek, dalk is jy die een wat vrede moet bring. Matteus 5 by die bergpredikasie, kom Jesus en hy sê salig is die vredemakers. Hoekom? Want hulle sal kinders van God genoem word. Is jy kind van God vanoggend? Wees 'n vredemaker. Nie net vir jou nie, maar vir almal om jou, soos 'n Josef van ouds. Derdens, laaste ene. God kom en hy posisioneer hulle wie hy stuur. God posisioneer wie hy stuur. En hierdie verhaal van Josef eindig nie in 'n tronk nie, maar eindig op 'n plek waar daar lewe is, waar God hom geposisioneer het, met hom gestap het op hierdie reis en hy is op 'n baie spesifieke plek geplaas. Psalm 105 praat van Josef, skets hierdie prentjie nog mooier en duideliker. Hy sê vers 17: Hy het iemand vooruitgestuur, Josef wat verkoop is as slaaf, sy voete het hulle in boeye gedwing en sy nek in 'n ysterhalsband gesit. Hy het hom aangestel oor sy huis met gesag oor al sy eiendomme. In 'n oomblik posisioneer God vir Josef van 'n plek met 'n ysterhalsband, voete geboei, nie geweet of hy ooit uit die tronk uitkom nie. Oomblikke later is daar 'n goue ketting om sy hand, 'n koninklike ring aan sy vinger, linne kleed om sy lyf en God posisioneer hom. Ek wil vir jou sê, maak nie saak waar jy jouself bevind vanoggend op jou reis nie. God is aan die werk. Laat God toe om jou te posisioneer waar hy wil en hoe hy wil. En ons gaan verstom staan wat God kan doen en wie hy is. Maar dis nie iets wat ons net van kan hoor nie. Dis nie iets wat ons soms net kan sê nie. Dis iets wat ons moet beleef terwyl ons besig is om te doen dit waarvoor hy ons geroep is. Te gaan na die plekke toe waar hy ons gestuur het. En wanneer ons daar kom en is anders as wat ons verwag het, te sê Here, ek gaan getrou bly in die oomblikke waar ek is. Maak nie saak hoe moeilik dit is, hoe seer dit is nie. Ek gaan getrou bly. Ek gaan vashou aan U. Ek gaan bly glo in wie U is. En ek gaan U toelaat om te doen wat U wil en hoe U wil in my en deur my en om my. En dan is ons op 'n plek waar God se wil skielik kan geskied, soos net hy kan. Hy's nie besig om jou te verwerp nie. Hy's nie van jou vergeet nie. Hy's nie besig om jou te straf nie. Hy's besig soms eenvoudig om jou te posisioneer daar waar hy jou wil hê. En soms lyk dit anders as wat ek en jy dink. Galasiërs 6 vers 9. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Hou aan om goed te doen, wees getrou, hou aan om te vergewe, hou aan om te glo, hou aan om lief te hê, hou aan om te gee, hou aan om rond te kyk en mense raak te sien, hou aan om te sê, Here, hoe wil U my gebruik? Here, waar kan ek gaan? Wat kan ek doen? Asseblief, Here, hier's ek. Ek is 'n gestuurde, ek sê ja, Here. Nou is my lewe mos nie meer my eie nie. Dis U sin om my te gebruik en my te stuur soos U wil en waar U wil. En God kom en dan in 'n oomblik gebruik hy ons getrouheid as saad vir 'n groot oes van redding, van vrede. Want dis wat hy doen, dis hoe hy dit doen. Ek en jy is deel van hierdie missie van God. Die missie bly dieselfde. Ons is disippels, gestuur om disippels te maak. Maar in hierdie reis daarvan lyk dit anders. Is omstandighede soms anders. Missie bly dieselfde. God wil kom en hy wil my posisioneer sodat ek juist daar kan wees waar hy my wil hê. Op pad soontoe, terwyl ek daar is, na ek daar is daar bergtoppe, is daar donker valleie en alles tussendeur. Maar God bly teenwoordig. God bly getrou. Wees bewus daarvan. Ons gaan saam nagmaal gebruik en ek wil jou 'n biddingspan vra om by my te kom aansluit. En vir ons beleefspan vra om reg te maak vir die uitdeel van ons nagmaal. Hierdie is, ek dink vir baie van ons die laaste keer in 2025 wat ons so saam gaan nagmaal gebruik. En as jy wonder hoekom ons vanoggend nagmaal gebruik en nie volgende week nie, volgende week is ons Kersspel. So ons gaan juis vanoggend nagmaal saam gebruik en dan die volgende nagmaal is weer die 31ste Desember op Oujaarsaand. En ek weet baie is dan weg met vakansies, so daarom vir baie van ons is dit die laaste keer dat ons so saam gaan nagmaal gebruik.
Ons maak ons harte reg vir nagmaal. As ons dan ja sê, om deur God gestuur te word, dan sê ons, Here, stuur my waar ook al, U my wil stuur. Dink gou mooi, net aan daardie stelling. Ons is kinders van die Here, gesandte van versoening, saam met Christus. Dalk net, wil God jou gebruik, om uit te kom, en die siele te red, van die mense by jou werksplek, en jy is daar vir daardie rol. Dalk het God 'n groot plan met jou kind se lewe. Dalk het God 'n groot plan met jou man of jou vrou se lewe. Jou moeilike buurman, moeilike buurvrou. In ons gemeentekonteks. Dalk is God besig om jou te posisioneer hier, met mense naby aan jou, want God wil deur jou by iemand uitkom. Gaan dit oor my? Ja, dit doen. Begin alles by 'n man, 'n vrou wat ja sê vir Jesus? Ja, dit doen. Maar daarna, lê ons lewens neer, en ons sê, Here, U wil geskied in my lewe. Doen in my, doen deur my. Heilige Gees, kom. En vanoggend is my gebed dat hierdie nagmaal oomblik so oomblik sal wees. Nie net 'n oomblik van ons stil raak en dankbaar sal wees nie, want ons sal altyd dankbaar wees. Dat dit nie net 'n oomblik sal wees waar ons terugdink aan die prys wat betaal is aan 'n houtkruis en stil word in dankbaarheid nie. En ons moet dit doen en ons sal dit altyd doen. Nie net met die grootheid van hierdie nagmaal oomblik jou oorweldig, dat jy net daar waar jy is, oorweldig word, en sê, Here, sjoe, die grootheid daarvan, van die prys en die liefde, oorweldig my. Dis nie net daarvoor nie, dis daarvoor ook. Maar die nagmaal oomblik is 'n oomblik van stuur. Is 'n sending, is 'n roeping, is deel van die ja. Is oomblikke waar ons stil raak en bewus raak van die prys wat betaal is. Maar ons as kinders van die Here kan nie terugtrek en in die skaduwees van ons lewens gaan wegkruip as kinders van die Here. Nie met die prys wat betaal is aan 'n kruis vir my en jou lewe nie. Daardie prys was te duur en te kosbaar, dat ons kan wegraak in stilte en die skaduwees. Mag vanoggend iets in jou hart breek. Mag die Heilige Gees kom en iets kom roer binne in jou, om te sê, Here, as U my dan stuur, vanmôre kom ek en ek sê opnuut, ja, Here, hier ek stuur my. En in hierdie nagmaal oomblik wil ek hierdie beskuitjie vat, hierdie broodjie, wat die liggaam van Christus verteenwoordig. En ek wil hom vat en ek wil hom eet en ek wil bewus raak dat daar 'n liggaam gebreek was vir my. 'n Liggaam van Christus wat eers gestuur was, waarvoor hy ja gesê het om gestuur te word. En toe is daar die liggaam gebreek aan 'n houtkruis vir my en jou, sodat ek en jy op ons beurt weer geaktiveer kan word deur die Heilige Gees om ook gestuur te word. Wanneer ons hierdie kelkie drink met die druiwesap, wat die bloed van Jesus verteenwoordig, mag die grootheid van die vergifnis van jou sonde jou nie laat sit nie, maar wil laat opspring en sê, Here, waar moet ek gaan, wat moet ek doen? Want die goeie nuus, dat my sonde vergewe is te groot om vir myself te hou. Dit moet oorspoel na almal om my. En dit moet my laat aktiveer om te sê, Here, waar kan ek gaan, wat kan ek doen? Ek kan nie stil bly nie, want die prys was te groot, wat betaal was, vir my vergifnis. Mag Mosjodai gemeente in 2026, mag ons God in beweging sien soos nog nooit van tevore nie. My gebed vir jou, vir elke huis, mag jy die seën van die Here anders sien in jou huis as ooit van tevore. Mag dit jou vat na 'n plek toe waar jy eerstehands 'n getuie gaan wees van God wat werk, God wat doen, God wat genees, God wat voorsien. Mag jy die een wees wat gebede bid, vol geloof, vol hoop. Mag jy dit sien, mag jy dit proe, dat God goed is. Mag jy hom ervaar vir wie hy is. Mag so 'n oomblik vanoggend, daardie oomblik wees, wat jou vat soontoe op jou reis, waar jy jouself ook al bevind. En omstandighede gaan nie bepaal hoe dit met my gaan nie. Omstandighede gaan nie bepaal of ek gaan of nie gaan nie. Ek het klaar ja gesê. Ek vra, Here, stuur my. So in hierdie nagmaal oomblik, is die oomblik van 'n bietjie stil raak, oomblik wat harte moet
dalk gedraai word. Dalk is die oomblikke wat daar gebede gebid moet word van vergifnis. Dalk sit jy hier vir die eerste keer en sê ek het nog nooit 'n besluit gemaak vir Jesus Christus nie. Vanoggend is jou oomblik. Dis 'n oomblik waar jy na God draai eenvoudig en sê Here, hier's ek. Vergewe my. Vergewe my. Ek wil nie aangaan met my sondige lewe nie. Hier's ek. Sien my raak, Here. Ek kom en ek glo Jesus Christus is die seun van God. Bely met my mond, glo met my hele hart dat God hom uit die dood het opgewek het. Hier's ek, Jesus, vergewe my. En weet jy, in 'n oomblik kom God en hy vergewe sonde, was jou skoon, verander jou van sondaar na kind van God. Hier is dalk so 'n oomblik, voor 'n nagmaal oomblik, waar jy vir die eerste keer, dalk vir 'n hoeveelste keer na God draai en sê, Here, ek is so jammer, dis alweer ek. Hier's ek is nie waar ek moet wees nie. Ek is nie besig met dit waarvoor U my geroep het nie, Here. Help my. Posisioneer my, Here. Hier's ek sê ja, skuif my waar U my wil hê. Neem my waar U my wil hê. Here, laat my besig raak met dit waarvoor U my gemaak het. Help my, Here. Is dalk so 'n oomblik vir jou. Of is dalk 'n oomblik waar die grootheid van die prys wat betaal is jou opnuut moet oorweldig vanoggend. Waar jy ook al is, ek wil saam met jou bid. Dan gaan ons na 'n lied luister en dan gaan ons nagmaal saam gebruik. Kom ons bid saam. Vader, hierdie oomblikke is rou, is gestroop van pretensie, is oomblikke waar ons in U teenwoordigheid kan staan en al die maskers afhaal en net voor U staan wie ons is. Ons gee nie voor op hierdie oomblik nie. Probeer nie kerk speel nie. Ons probeer nie roem in enige iets nie. Nie in hoeveel jare ons U al dien nie. Hoeveel jare ons dalk al in hierdie gemeente of in 'n gemeente betrokke is nie. Ons roem in niks in die oomblik, behalwe in U genade nie. Want dit is net U genade wat maak dat ons môre hier kan sit, kan asemhaal, 'n nagmaal oomblik saam kan beleef, stil kan raak, die liggaam van Christus kan herdenk, die bloed van Jesus opnuut kan verstaan en sien, en sê, Here, dankie dat U my vergewe het. Vanmôre kom ons met harte vol dankbaarheid. Dankie vir die prys wat betaal is, sodat ons kinders van U kan wees. En Heilige Gees, in hierdie oomblik bid ons, dat U opnuut ons harte kom aktiveer, soos nog nooit. Help ons om nie te gaan sit en terug te trek nie, maar help ons om te soek en te sê, Here, wat is U wil vir my lewe? Waar wil U my gebruik? Hoe wil U my gebruik? En Here, mag U, wanneer U na ons kyk, 'n gemeente sien, dat ons harte na U draai en sê, Here, as Mishodai gemeente, wat is U plan? Wat is U plan? Wat is U wil vir ons lewens? As disippels, wat disippels moet maak? Hoe lyk ons reis? Hoe lyk hierdie stuur? Mag U wil geskied in ons lewens, in elke tree van hierdie reis. Terwyl ons in hierdie mooie atmosfeer is, gaan ons beleefspanne nagmaal uitdeel. Ons aanbringsspan gaan ons in 'n lied lei. Jy wil nie stil raak vir 'n oomblik. God se stem hoor vir jou lewe. En dan nagmaal gebruik op jou eie tyd. Net daar waar jy is nie.